Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings tyd. Lekker om saam met jou hierdie pad te stap. Ons kyk na die opstanding en ek gaan nou vir 2 weke omtrent vir jou die 2 groot verhale van die opstanding gee. Die een is die Emmausgangers en die ander een is waar die 11 disippels agter geslote deure eet en Thomas nie wil glo nie en as ek nie my vingers in sy hande en al daai stories. So ons gaan by dit uitkom. Kom ons begin met die Emmausgangers vandag. Dis in Lukas 24 vanaf vers 13 af sê die verhaal. En kyk, op dieselfde dag, dis die dag wat Jesus uit die dood uit opgestaan het, was 2 uit hulle geleerdere op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 11 kilometer vanaf Jerusalem. Hulle was druk in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Hier's net iets rondom die verhaal. Hulle is besig om weg te loop van Jerusalem af. Hulle is besig om weg te loop van die disippels af. Hulle is besig om weg te loop van die opstanding af. Mens, ons almal gaan deur tye waar ons wegloop. Wegloop van kerk af, wegloop van geloof af, wegloop van opstanding, wegloop van wat ek moet glo, wat ek moet doen. En hier's net hierdie mooi verhaal. Jesus gaan kry hulle op hierdie pad. En ek wil vir jou sê, Jesus gaan jou raak ry, soos ons sê. Iewers gaan hy jou raak loop. Iewers dink jy nog, jy gaan wegbreek van hom af en jy gaan rebelleer en jy gaan jou eie pad in kop en dit vat baie keer baie langer as hierdie vinnige storie. Maar baie mense loop weg en dink hulle gaan weg kan loop. Jesus sal altyd terugkom. Jou kinders, Jesus sal altyd 'n pad soek terug na jou kind toe. Jesus sal altyd 'n pad terugsoek na jou hart toe. Hy sal altyd 'n beplanning, 'n intervention, 'n afspraak, 'n T-junction, noem dit al hierdie goed wat jy wil, 'n guardrail. Hy sal iets in jou pad bring om met jou weer te ontmoet. Ek dink hierdie ouens se harte was nie negatief of verkeerd nie, want hulle praat oor Jesus, hulle is inquisitive, is goed, hulle soek, hulle wil hê, maar hulle loop weg. Baie keer is ons presies daar, ons loop weg, maar ons het nog nie opgehou glo of dink of hoop nie, ons loop net weg. En hy sal jou iewers op daai pad, sal hy jou raakloop. Ons gaan kyk, ja, môre en volgende week gaan ons kyk, hoe loop Jesus hulle raak? Maar ek wil vir jou beloof, Jesus sal jou altyd soek. Jesus sal altyd agter jou hart aan wees. Hy sal altyd bly krap, bly torring, want hy soek jou hele hart. Moenie dink jy gaan wegloop nie. Kom ek bid dit vir jou. Hemelse Vader, baie dankie, dat in ons seer en in ons pyn en in ons confusion is al baie keer tyd wanneer ons wegloop. Here, ons loop baie keer nie uiterlik weg nie, ons loop innerlik weg. Partykeer sit ons nog Sondag in die kerk, maar ons het klaar weggeloop. Partykeer sit ons in 'n huwelik en ons het klaar weggeloop. Partykeer sit ons in werksplek en ons het klaar weggeloop. Silent quitting praat hulle van. Here, maar U weet en U sien en U los dit nie. U kom agter hulle aan, Here. U kom agter my aan. U kom nou agter elke persoon aan wat silent quit. En U loop hulle raak en U beplan 'n afspraak en 'n sit by die well en 'n nette ontdekking van die hart. Dankie daarvoor, Here. Kan ek vra, moet my nie los nie. Moenie my kinders los nie. Moenie my lidmate los nie. Moenie my vriende los nie. Moet niemand los nie, Here. Loop agter hulle aan. Loop agter my aan. Dis my gebed vandag vir elke persoon wat luister. Loop agter hulle aan. Dankie daarvoor, dankie vir die liefde in Jesus naam. Amen. Dankie liewe vriende, sien julle weer môre. Here seën julle. Trots geborg deur Evergreen Turf.